Hallo, vandag gaan ons kyk hoe ons die vergelyking van die hiperbool kan bepaal. Onthou, die algemene vergelyking vir die hiperbool in graad 10 is y is gelyk aan a op x plus q. A gaan my vorm bepaal en q gaan hom op of af laat skuif. Goed, kom ons kyk na ons eerste skets wat ons hiperbool is. Hy is in die eerste en in die derde kwadrant, so hy algemeen gewees het, maar ons kan ook sien hy het opgeskuif. So ons kan al dadelik sien, omdat hy in die eerste en in die derde kwadrant is, gaan ons weet dat a is groter as 0. En dan ook sal ons sien dat my horisontale asymptoot, wat gewoonlik om die x-as is, het nou 1, 2, 3 plekke opgeskuif en jy sal sien my skets neig nou na 3 toe, van hierdie kant af en ook van hierdie kant af. So hoe kleiner x word, neig hy na y gelyk aan 3 toe, en hoe groter x word, neig hy na y gelyk aan 3 toe. So my horisontale asymptoot is y gelyk aan 3, en dit is ook die q-waarde is ons asymptoot. So ons weet nou dat eintlik is dit wil sê my q-waarde is gelyk aan 3. Nou ek kan solank my vergelyking van my lyn skryf, y is gelyk aan a op x plus 3, want ons het nou ons q-waarde bepaal. Maar ons is nog steeds 'n onbekende in die sin van a is nog nie vir ons bekend nie. So ons gaan probeer 'n punt op my grafiek bepaal. Nou ons gaan gewoonlik 'n x of x-afsnit vat, maar omrede ons kan nie mooi duidelik sien waar ons x-afsnit is nie, gaan ons probeer kyk of ons 'n ander punt kan bepaal. En as ek so na my grafiek kyk, sal ek sien hierdie punt daarso is mooi 4 en 4. So ek dink ek gaan daai punt gebruik om in my skets in te vervang. So ek weet daai koördinaat is, die waarde is 4 en 4. Ek kan ook, ek sien hierso is 'n baie mooi, ook nog 'n punt wat ons kon gebruik, en dit is min 4 en 2. Maar dit is vir my, ek hou daarvan om positiewe getalle in te vervang, so ek gaan 4 en 4 in vervang vir my y en my x-waarde, sodat ek my a-waarde kan bepaal. So kom ons doen dit gou. So ons weet my y-waarde is 4, dis a op 4 plus 3, en dan gaan ons sien dat as ek a op 4, en ek het my plus 3 oorgegooi, dan word hy min 3, so 4 minus 3 is dan 1, en as ons a alleen wil kry, deel my 4, so ons moet maal, so my a is gelyk aan 4, of ons kan ook net sê, as a 4 is, so 4 op 4 gaan vir my 1 gee, so my a-waarde is 4, en so het ons die vergelyking van my hiperbool, dit wil sê, y is gelyk aan 4 op x plus 3. Hier is my tweede voorbeeld, hier is my skets, en ek sal sien dat hy sou gewoonlik in die tweede en in die vierde kwadrant gelê het, en hy het 'n paar eenhede afgeskuif. So kom ons bepaal gou ons vergelyking. Ek kan al klaar sien dat as hy in die tweede en in die vierde kwadrant lê, soos hy hierso is my a kleiner as 0, en ook kan ons nou kyk, as ons sy q-waarde kan bepaal, dit onthou, dit is my horisontale asymptoot, dit was gewoonlik op my x-as, maar ek sal sien, hy het 1, 2, 3, 4, 5 plekke afgeskuif, want ek sien my grafiek neig na min 5 toe, as my x kleiner word, en my grafiek, as my x groter word, neig die y-waarde na min 5 toe. So ek kan sien dat my my q-waarde is gelyk aan min 5. Dit is my horisontale asymptoot. So nou kan ek so lank my vergelyking skryf, y is gelyk aan a op x, en is nou min 5 is my q-waarde. My min 5 is my q-waarde. So die enigste een wat ons nog oor het is a
wat ons nog moet bepaal, en ons moet nou kyk of ons A kan bepaal om 'n punt op my lyn te gebruik. Nou weer eens, hierso sien ons dat my X afsnit is nie 'n mooi getal wat ek kan bepaal nie, so ek gaan probeer kyk of ek 'n ander plek kry, en ek sien hierso 'n punt wat mooi sny, en dit is by 3 en min 7, of ek kan hierdie punt gebruik wat min 3 en 3 min 3 is. So ons kan enige punt gebruik vir hierdie onthaalwe. Kom ons gebruik nou sommer die negatiewe, so dis min 3 en min 3, so ons gaan dit in my vergelyking in vervang vir my X en my Y waarde. Onthou dis die paartjie van hierdie vergelyking, en dan kan ons A bepaal. So kom ons doen dit gou. So dis min 3 is gelyk aan A op min 3 min 5. Dan sal ons sien, as ons min 5 oorgooi, word positiewe 5, 5 min 3 is 2, en dan sit A op min 3, en omdat hy deel, gaan ons moet maal, so my A is gelyk aan 2 maal met min 3, en dit is min 6. So die vergelyking van hierdie lyn is Y is gelyk aan min 6 op X min 5. So weer eens kon ons sien, ons het ons A bepaal, en ons moet ons Q bepaal. Ons Q kon ons sien, is ons horisontale asymptoot, dit was min 5, en toe het ons A bepaal, ons weet hy moet negatief wees, en hier het ons dit weer eens bewys, om 'n punt te gebruik op my vergelyking, op my vergelykingsskets.